kyk vir jou dan staan jou en regs van jou. Sê kom jy is welkom in die huis van die Here. Die ander kant van jou regs van jou, dankie dat jy ook hier is vandag. Nou hierdie is 'n bietjie anders, soos dit is sien van die mans is nou nie hier vandag nie. Hulle is nou nog steeds op hulle mannekamp Pretoria Heidelberg. So dinge gaan 'n bietjie anders wees. So wees verdraagsaam saam met my vandag. Dit is nou die eerste keer wat ek so iets doen. So dit jy kan sê ek is nou 'n bietjie senuweeagtig, maar ons sal nooit skaam staan as ons die Here loof en prys nie, né? So as al foutjies is, kyk net oor, sien dit oor asseblief vir julle. Ek gaan vir Tanya vra vir ons open met gebed. Here, ons sê vanmôre vir baie dankie vir die voorreg, Here, om weer eens in die huis van die Here te wees. Here, ons wil eerstens kom vanmôre en ons wil U uitnooi as die eregas van hierdie diens. Here, ek vra dat U van tot persoon sal beweeg en elke omstandighede in hulle harte, Here, waarvoor hulle opgetrek het. Sien elke koortjie wat ons gaan sing, ons bid vir die prediker vanmôre wat die woord vir ons gaan gee, en dat ons harte sal oopmaak, dat die Heilige Gees om met ons te werk, en ons sê vir dankie in Jesus naam. Amen. Amen. Why
As jy nooit geluister het na die koortjies wat vanmôre gesing is. Die laaste een, sweep over my soul. Maar ek wil hê ons moet een koortjie sing. Sien jy die koortjie wat ek nou laaste opgesit het, heel onder? It's because he lives in Afrikaans. Weet jy of jy hom in Afrikaans ken nie? Maar hy dra vir my meer krag as wat die Engels doen.
Amen. Ons kan eintlik hierdie koor nie maak, ons elke dag se lewe. Want sonder dit sou ons nie bestaan nie. Jy kan die sitplek neem in die teenwoordigheid. Ek wil groete oordra van pastoor af het volgende met hom gepraat. As jy die foto's gesien het op Facebook en op Instagram en op WhatsApp, jy het gesien hoe die teenwoordigheid van die Here daar is. Die broers kom terug met iets om te kan vertel. As ek kan sê, toe ek met pastoor praat gisteroggend het hulle 'n fantastiese bediening gehad. As jy gedink het, ek kom broers kan nie sing nie, dat die Gees oorvat. Dan begin hulle. En gisteroggend het pastoor Isak Burger hulle bedien. Hy sê, ek het hom nog nooit gehoor so bedien nie. Ek sê, okay. Maar hy sê, as ons nie dit vat wat hy bedien het nie, gaan ons priesters nie staan en vandag se dag nie. Sê, okay, ek moet nie van het. En as ek die broers by ons hoor in die agterkant van hulle almal, dan sê die Here gevat. Kijk, as ek een vir jou sê, kom stoute kos hy seuns daar in Alderberg. As ek hoor waar later die Here gaan. Maar ek wil dankie sê, dat daar geleentheid geskep is vir ons broers. Maar hoor gaga, kom vertel julle gou iets. Julle gaan geskok wees. Uitenhaag is die grootste gemeente waar daar is. En Helderberg, wat oorstel. Ons het geskiedenis gemaak uit 'n nagemeente. Want ons is op die map. Die mense weet nou waar is uit 'n Haag. Leer in Christus. Maar ek wil met julle iets gedeel en sien die prentjie op wat opgesit is. Julle sien wyn. Ek gaan nie preek oor wyn nie. Dank worry. Ek gaan nie water en wyn verander oor preek nie, die Februarie daaroor nie. Maar toe die Here dit vir my gee, ek sit al die hele rukkie met die, en omdat die begin van die jaar, die Here vir ons woord gegee vir die jaar, lewende water. En ek het altyd gewonder, ons het al hierdie skrif al gekry, ek kan sê, 4 jaar terug, van lewende water het ons al gekry. En ons het nooit verstaan hoekom ons goed nooit uitvol gewerk het en niet spruit nie. Om ons eie gemeente te begin nie. Want die Here het vir ons gesê, lewende water. Okay, Hoedspruit se gesegde is, lewende water, ek weet nie vir al gaan Google het nie. Limpopo, dit is lewende water, want daar vloei lewende water. Hulle het nie regtig boorgat nie, hulle leef uit die rivier uit, al die boere. En as jy die rivier gaan kyk, die rivier, hy staan nou al nog steeds op 100% vol. Hy het nog nie weer onder die bloed weer droog geloop, soos wat hy droog geloop het toe ons daar aangekom het. Hy loop nog steeds oor in die berg. Maar met dit, wat ek julle wil laat, wanneer die nuwe wyn begin vloei, waarvoor die wag, die moeite werd is. As jy daaraan dink, wyn staan as gees, soos lewende water. Daar kom 'n oomblik na die stilte, na die uittrekking, na die seisoen wat vertraag gevoel het. Wanneer dit wat binne jou gevorm is, nie langer ingehou kan word nie. Nou is jy stil. Dit begin opstaan. Nie hierdie keer met druk. Want ons forceer julle nie. Ons forceer nie die Heilige Gees nie. Ons laat hom doen. Hy doen die werk. Het gaan nie oor my nie. Ek is nie die instrument. Maar met nuwe lewe.
wat eens as olie uitgedruk is, word nou verander in iets anders. Nuwe wyn, ek sê weer, nuwe wyn word nie met uitgegiet nie vloei nie. As jy dink, as jy nou by 'n wynplaas was, die prosedure gaan kyk hoe om wyn te maak. Dit gebeur nie net oornag nie. Dit word met tyd gedoen. Ek was nog nie by wynplaas nie, ons het baie vliegsigheid op, hè. As jy dink aan semi-soet, omdat semi-soet al gekyk, waar op die wynplaas was, waar hulle dit getrap het. Dis hoe dit vroeër jare gedoen het. Hulle het dit vroeër jare so gedoen en dit getrap, want hulle het nog nie masjinerie gehad om dit fyn te kry om die sap te kry nie. So nou moet jy weet, jou arbeid is met die werd. Dit is deel waarna mense verlang het. Jy verlang na dit. Jy verlang na die soetheide gees, die smaak en die reuk. Jy mis dit, want jy het op eens op 'n tyd dit gehaat, maar jy het een kant toe geskuif. Daar is 'n kant van die proses waar baie mense stil wag en hoop. Die deel waar die ligste begin voel, die deel waar vreugde terugkeer, die deel waar krag terugkom, die deel waar dit wat jy dra weer begin voel. Dit laat 'n mens dink. Wat gebeur as die Heilige Gees begin instap? Hy begin krap. Hy haal alles uit wat nie wil nie. En dan voel jy of 'n las van jou skouers af is. Jy dra nie meer die sak op jou rug nie. Want nie elke seisoen is 'n verdrukking nie. Sommige seisoene is 'n vervulling. Sommige seisoene bring uitbreiding sonder pyn. Wil jy saam met my lees Spreuke 3 vers 10. Ek gaan oorskrifte aanhaal. Jy kan oopmaak as ek dit sê jy gaan as my opsit. Spreuke 3 vers 10. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. As jy hierdie gedeelte verder gaan ingaan, die vers 9 sê, vereer die Here uit die goed en uit die eersteling van al jou inkomste. Ek praat nie van diende nie. Dis wat die mens dadelik diende. Nee. As jy baie mooi luister, jou eerste inkomste. Wie is jou eerste inkomste? Jesus is jou eerste inkomste, want hy is ons bo. Hy kom heel eerste en dan kom die res af. Maar is hy jou eerste inkomste? Is maklik om te sê ja. Maar as jy gaan kyk, is hy nie jou eerste inkomste nie. Wat eens leeg gevoel het, word nou weer vervul. En hierdie keer gaan dit nie oor die oorlewing nie. Dit gaan oor die oorvloed. Dus die vers gesê, jou skure gaan gevul wees. Nuwe wyn dra nie ou gewig. Die olie het die herinnering van druk gedra, maar nuwe wyn dra die wys van vernuwing. Dit is nie swaar nie, dit leef. Dit bring blydskap, helderheid, beweging. Wat gebeur as wyn staan? Hy gis. En hoe langer hy staan, hoe lekkerder word hy. Ek praat nie van sterker nie. Ek praat van lekker hoe raak hy. Hoe soeter word hy.
Jy kan vir my oopmaak in Lukas 5 vers 38. Maar nuwe wyn moet in 'n nuwe sak gegooi word. En albei word saam behou. Jy kan die prentjie sien hier bo. Toe ek hom gekry het, sê ek vir die Here, dis hoe ons vandag is. As jy kyk na die eerste prentjie, ek wil prentjie vanaf, was dit net? Nee, die tweede een. Nou, jy kan hom baie mooi sien. Jy sien die eerste ene, stikkend. Dan met leer, later van tyd raak hy lelik. As jy hom nie behandel nie. Hy skeer. Dan kan hy nie meer die gewig vat nie. Maar, wat die verskil is, jy kan nie nuwe wyn in 'n ou sak gooi nie. Hy gaan nie dieselfde bring nie. En dis hoe die lewe, dis hoe die Heilige Gees werk. Want dit is wat God nou doen. Kan nie deur 'n ou struktuur gedra word nie. Ou denkwyse kan dit nie hou nie. Die ou vrese kan dit nie inperk nie. Die ou beperkinge kan dit nie identifiseer nie. Dit is nie net 'n voorsetting van dit wat was nie. Dit is 'n verkryming na dit wat besig is om te gebeur. Jy kan kyk na die prentjie, dit is waar ons is. Die Here wil vir jou nuwe wyn gee, maar ek wil nie my ou wynsak opgee nie. En die wynsak kan ek 'n naam gee. Tradisie. My tradisie kan ek nie opgee nie. My familie kan ek nie opgee nie, want dit is my naam. Dis my naam wat ek gekry het, dis my identiteit. Jammer om dit vir jou te sê. As jy jou hart liewe vir die Here gee, verander die Here jou identiteit. Jy het nie dan beheer oor jou identiteit nie. Want dit is waar die nuwe wynsak inkom. Dit is waar vreugde terugkom. Dit is oomblikke in God wat swaar voel. Dit is oomblikke wat so bevryding voel. Nuwe wyn is bevryding. Dit is 'n lag na 'n lang stilte. Baie van die susters kan praat daaroor. Vir 'n lang tyd was ons stil in die gemeente, totdat die Here daar vreugde weer teruggegee het. Die prop afgehaal het. Dan sê jy kan maar lag. Ons niks vir om jou te lag nie. Dit is vrede na 'n lang spanning. Dit is 'n stille besef. Ek het daardeur gekom. En ek het nie verloor nie. Wie is ek nie? Dit is 'n harde hou wat slaan. Want jy raak stil. Jy sê, joh, Here, waar het hierdie nou vandaan gekom? Jou kinders gaan verbaas staan, jou man staan verbaas, sê, liefie, wat het met jou gebeur? Liefie, is jy alright? Is jy siek? Nee, die Here het 'n vreugde hier binne gegee. Selfs vir die broers en die kinders. Partykeer dink ons kinders is verlag. Maar weet jy wat? Dit is die Heilige Gees wat deur hulle werk. Om jou te toets. Om jou geduld te toets. Dis nie 'n maklike pad om te stap. Nee, dis moeilik. Maar nuwe wyn vereis steeds rentmeesterskap. Self in vreugde is daar verantwoordelikheid.
Want wat maklik voel, kan steeds verkeerd hanteer word. Dit wat voel in jou hart is reg, maar jy die Heilige Gees gevra, doen ek die regte ding. Doen ek die regte stap. Nuwe wyn is krag, omdat dit lewendig is. Dit brei uit, dit raak, dit beweeg. En as dit geplaas word in iets wat nie daarmee kan groei nie, sal dit nie, groei nie, sal dit verlore gaan. Ek as hy nie saam met hom kan uitsit nie. As ons te veel skeer, dan sit ons uit. Stel ons gewig op. Ons vrouens is altyd die storie, ek moet op die dieet gaan. Dit pas nie my klere nie. Maar eintlik is dit nie so nie. Dit is so 'n wynsak werk. Hy wil spasie. Hy wil vir jou gee, maar jy wil hom beperk. Jy wil hom in 'n kokonnetjie sit. Nee, jy kan nie verder sit, in 'n boksie sit. En dis nie met die wyn werk nie. Dit is nie oordrewe, opwindend nie. Dit is 'n oes. Sommige dink sulke seisoene is net 'n emosionele hoogtepunt. Nee. Maar dit is nie opwindendheid nie. Dit is 'n oes. Wat met trane saai, word met vreugde geoes. Jy kan vir my oopmaak in Psalms 126 vers 5. Ek voel of ek maar rondop, maar dis hoe die Here dit vir my gegee het. Ek gaan dit weer vir jou lees. Dit wat met trane saai, sal met jubel maai. Trane wat jy in jou binnekamer huil. Trane wat jy in jou kar huil. Trane waar jy by die werk staan, wat niemand sien nie, wat jy binne huil. Die Here sien dit. Sien jy as verkeerde vers, hè? 126 vers 5. Stom het gaf my op, asseblief. Dankie. Daar is 'n baie interessante gedeelte. Dis nie 'n maklike gedeelte nie. In gebed wat jy gedink het, ongehoord was gestoor. Die gehoorsaamheid wat jy gedink het, ongemerk was getel. Die volharding wat jy gedink het, onsigbaar was besig om iets te bou. En nou, kom dit terug na jou toe in 'n ander vorm. In 'n ander vorm wat jy nie gedink het. Jy gaan regkry nie. Nuwe wyn verander hoe jy beweeg. Jy sal dit opmerk, nie 'n manier waarop jy reageer is anders. Die manier waarop jy dinge dra is anders. Die manier waarop jy mense sien is anders. Want die wyn verander perspektief. Dit versag wat hard geword het. Dit maak wakker wat stil geword het. Dit reageer nie meer soos jy vroeër het nie, want jy's nie meer wie jy vroeër was nie. Dis wat die wyn verander. Moenie onverskoning vra vir hierdie seisoen nie. Moenie onverskoning vra nie. Dis nie nodig nie. Daar is 'n versoeking om vreugde af te stel.
om deurbrake kleiner te maak, om op te tree as jy nog is waar jy was, net om ander makliker te laat voel. Moenie dit doen nie. As God jou verander, eer dit as hy jou verander. As jy oorstel het, wandel daarin. As hy jou weer vervul het, ontvang dit ten volle. Ons wil nie ten volle ontvang nie. Dit is beperk. Dis wat ek gesê het. Wat 'n wynsak is jy? Is jy 'n nuwe een? Of is jy 'n ou wynsak wat die pad gestap het? Sit vir my weer 'n laaste prentjie op van die wynsak. Ons wil nie altyd daai wynsak opgee nie. Want jy wil altyd herinner word waar jy uitgegaan is. Hoekom wil jy vaskyk in jou verlede? Hoekom wil jy altyd teruggaan waar jy eintlik vorentoe moet gaan? Dis nie maklike pad om te stap nie. Maar gee hom net op en die Here kan hom vir jou makliker maak. Onthou net een ding. 'n nuwe wynsak het nuwe smaak. Het 'n lekker smaak. Ons het 'n koortjie wat dit sê, smaakie in my sakkie. Dis 'n lekker enetjie. So pastoor vra met een af julle sing ons 'n sangskoortjie. Maar dit is hoe die wyn werk, met 'n lekker smaak. Maar jy wil altyd daai smaak in jou mond en jy wil bitter smaak hê. Hoekom? Die bitter smaak is die vyand in jou mond. Soet smaak is dit wat die Heilige Gees in jou mond sit. Moenie verskoning vra. Dit is waarom baie gewag het om te hoor. Nie elke woord gaan oor volharding nie. Nie elke seisoen gaan oor lewing nie. Daar is 'n seisoen wat God jou gee laat asemhaal, waar die gewig ligter word, waar die druk afneem, waar die vreugde nie geforseer is nie, maar natuurlik is. Dit is een van hierdie seisoene en dit is reg om ten volle te leef. Dit is nie 'n maklike seisoen nie. Ons hou nie van veranderinge nie. Ek hou nie daarvan nie. Ek was een van hulle. Ek hou glad nie van verandering nie. Ek hou nie daarvan om my comfort zone te verlaat nie. Ek mens, dis 'n vrou. Dis nou, as ek mens kan sê, dis 'n vrou ding. Ons hou nie van veranderinge nie. Man is maklik om aan te pas. Hy go with the flow. Hy vat die dag soos wat hy kom. Maar 'n vrou, ek hou van, hy moet 'n riglyn hê. Dis hoe my dag loop. En as die man kom, nee, maar ek het hierdie. Nee, dit pas nie my skedule nie, ons doen dit môre. Maar ongelukkig werk dit nie so nie. Die Here kan jou verander in die struktuur wat hy jou wil hê. Maar al wat hy van jou verwag, om gee my ou wynsak vir hom. En hy kan vir jou 'n splinter nuwe een gee. Wat klaar gewerk is vir jou vreugde, vir jou omstandighede, vir elke situasie wat jy voor hom neergelê het, is die sak klaar gemaak. Jy moet hom net kom haal. Hy wag vir jou. Ek kan nie vir jou gee nie, want ek het hom nie by my nie. Ek het nie die wynsak nie. Ek het hom nie. Want ek het hom nie gemaak nie. Want ek is net 'n mens.
Die Here het 'n geestelike wynsak gevat. Soos wat 'n potterbakker die klei vat, het hom gevorm. Hy het hom geskaaf, hy het hom geskuur, hy het hom gerek. Kan jy dink? As jy baie mooi dink. Omstandighede kom op jou pad. Omstandighede kom op jou pad. Here, maar hoe? Is dit van jou af? Dan vra jy nog nie, want jy nog nie vraag om te vra, Here, is dit van jou af? Jy kan nie dit vra nie, want is 'n toets wat jy moet slaag. En as jy nie slaag, jy gaan die Here om jy vir jou pad gee. Gaan hom elke keer vir jou gee, totdat jy op die heel einde omslaag. Maak nie saak wat of jy hele lewe vat nie. Jy moet omslaag. Want jy wil die hemel maak. Dit is nie altyd maklik om die toets te slaag nie. Maar kom kry die nuwe wyn. Kom kry die nuwe wynstok. Die wynsak. Dat hom kan vul. Dat hom kan opdop. Met nuwe wyn. Wat gemaak is vir jou. Wat saam met die wyn gaan, is die Heilige Gees. Saam met die wyn gaan daar die gawes van die Heilige Gees. Die Here het vanmôre nou toe hier staan vir my gegee. Gawes van die Heilige Gees. Ons beperk hom. Jy beperk hom in jou eie lewe. Oor die Heilige Gees moet werk. Gawes. Almal het nooit, almal het nie nooit nie, almal het nie dieselfde gawes nie. Verdrag of verkeerd. Onthou, nie almal is profete nie. Nie almal is profetesse nie. Nie almal is geneesheers nie, maar op 'n stukkie nie. Nie almal is die een om die duiwels uit te dryf nie. Maar daar's een. Daar is in die gemeente. Al die gawes wat gegee is, het elkeen van julle. Dis nie my werk, die pastoor se werk om te doen nie. Jammer. Ek gaan julle, hoe kan ek mens sê, jou babbel op? Weet nie of jy agtergekom het nie. Ek praat die taal, maar ek lei om nie uit nie. Dis nie een van my gawes nie. Ek kan die taal praat, maar ek kan hom nie uitleef vir jou nie. Weet jy wat? Ek hoor dans nie. Dis nie omdat ek daai koortjie in my kop het, I shall not be moved nie. Ongelukkig nie. Die Here het 'n ander roeping op my lewe. 2 jaar terug se pas vir nasionale konferensie. Is ons besig met bid hier. En ons beweeg ons gebid hier vir elkeen 'n bemoediging gee. Ons susters beweeg in mekaar en ons begin mekaar bemoedig. En een vrou kom na my toe en van geen kant af nie. Eerlikwaar, ek het baie min mense in die Here. En die tannie kom na my, dus sy sê, weet jy wat die Here lê op my hart? Jy gaan nie koordans nie. Jou teenwoordigheid gaan die mense nou besef, hulle moet na my toe kom. Ek wauw. Wauw, Here. En jou lag. Toe lag ek op die oomblik met my vriendin, Natasha Rusthoff het langs my gestaan. Ek en sy moet nie van mekaar wees, soos we stoute, 2 klein stoute kinders. Maar skei ons albei by die nasionale konferensie. Lag ons, sê jou lag, is soos die soet Heilige Gees, wat gaan val. Net 'n eenvoudige lag wat jy gee. Wauw, Here, ek lag, ek kan lekker lag. Van die susters bid hier het my al gehoor lag. Ek kan op my taal vir jou. Maar die Gees te lag is nog lekkerder. Want dan begin die Heilige Gees werk. Dan begin die wyn werk. Want dan begin hy so, hy borrel nie binne. Hy borrel, begin nie binne. Mense verstaan nie altyd wat is dit nie. Weet jy wat jy maar net nodig het? Neem deel. Al daai proppie af, is nou 'n proppie daarbo. Al hom net af. So met langs in die sak. Al hom net af. Maar
gaan die Here daai sak vol maak van die soet Heilige Gees. En as hy begin oorloop, dan sit ek. Want dan begin jy uitdeel. Fill my cup, Lord. Ek hoor die sin, fill my cup, Lord. Maar ons hou vas met die koppie. Ek hou van by die kleedinge altyd sê, maak my koppie vol, maar ek deel uit die bier uit, drink uit die bier uit. Dis 'n lekker enetjie daar. Ek weet nie van pastorsvrou het ek so 'n prentval gekoop, want dit was altyd ons motto, soos die boekkamer skoon gemaak het. Ons maak ons koppies vol, ons drink uit die bier uit. Dis die lekkerste. Dis lekker. Drink jy uit die bier uit. Of jy is nie etiquette nie. Ja, maar ek is nie etiquette vrou nie. I'm not that one. Want weet jy wat? Ek het my eie wyn, my ou wyn sak gevat. Weer gesê hierso sy. Gee my daai nuwe ene. Gee my daai nuwe ene. Baie lekker. Sy dink ons koop mos met die oog. Ons koop mos nie met die hart nie. Hou op met die oog koop. Koop met die hart. Die Heilige Gees. En dan sal jy sien wat die Here met jou wyn kan maak. Want onthou, jy het klaar die wyn getrap, jy het klaar jou druiwe getrap. Jy het klaar die pad gestap wat die Here vir jou gegee het. Hy het hom klaar vir jou gegee, hy het hom klaar gestap. Maar op die oomblik staan jy nou by 'n T-aansluiting. So ek het nou so pad kan gee. Ek staan by 'n T-aansluiting. Gaan ek links, gaan ek regs. Maar as ek links gaan ek miskien in die ou weë val, maar dan vat ek my ou wynsak, gat. My ou wynsak onder die arm en daar gaan ek. Maar dan kom ek goed op jou pad. Hewels, dit gaan so. Wil jy vir die Here vra, hoekom Here? Hoekom gebeur hierdie goed op my pad? Hoekom was daar nooit genesing in my huis nie? Hoekom is my finansies nooit dit wat jy wil hê dit moet wees nie? Dan sê vir jou, wat se kant het jy gekies? Wat se kant het jy gekies? Het jy die nuwe wynsak gevat? Of het jy die ou wynsak gevat? Dan kan jy nie teruggaan nie. Jy kan nie nou teruggaan nie. Jy moet dit weer druk. Dat die Here daai wynsak weer vir jou kan vorm. En hom weer vir jou te groter te maak. Want nou het jy groter obstacles op jou pad gekry. Nog groter wyn, druiwekorrels, my lekker soet is. Ek het op jou pad gekry. Wat jy ook begin drap het. Fyn gedrap het. En hy het soeter begin word. Dan kom jy weer by, nie 'n T-aansluiting nie. Die pad split in 2. Wat een kies jy? Gaan dit vanmôre by jou los. Ek gaan nie vloer oopstel, as wat jy op my hart gelê het. Jy gaan uitkom. Ek gaan nie vir jou bid nie. Nie een van my bestuurslid of van my leraars gaan vir jou bid nie. Ek gaan dit by julle los. Jy kom uit. Jy maak die keuse vir môre. Vat ek die ou sak of vat ek die nuwe wynsak van môre af? Om die lewende, bewegende wyn te ontvang. Is jy daar om te ontvang of is jy daar om die banke vol te sit en 'n opmerking te gee, om te kritiseer? Of is jy hier om elke keer wyn te ontvang vir die week wat voor lê? Ek is so skaam toe ek die woord kry en ek sit gisterond in die studeerkamer. Huis is stil, man lief is nie daar nie. So dan is ons ekstra stiller. En die kinders gedra hulle mos. Papa is mos nie daar nie. Maar ek sit in die studeerkamer en begin die ding studeerwerk. En die Here sê vir my, Karin, het
jy onthou hoe lyk jou ou wynsak? Het jy gesien hoe lyk hy? Sê Here, wil jy my rarig wys? Hy wys my, as die prentjie op die groep sit, jy waar mooi kan kyk, jy was hard, jy was styf, jy was geskeur, jy kan nie rek nie, hou nie diepe wyf nie. As jy dink jy was geskeur, mense het jou van 'n kant af uitmekaar uitgeskeur vir woorde, lelijk gesê. Jy voel altyd te hou in jou sy as jy net dink aan wat daai suster of daai broer gesê het, dan onthou jy, raai wat, jy hou vas in jou sak. Die ou sak, jou tou het al geskeur, jy probeer hom altyd net weer opvang, jy kan hom nie opvang nie, want hy gaan elke keer skeer, hy gaan elke keer breek, want hy is oud. Wear and tear, oudjies, ja, maar dit is nou plat weg, dus ek kan so tol nie, maar hoeveel keer moet die Here vir jou 'n uitnodiging maak? As hoor dit Sondag by Sondag, Woensdag by Woensdag. As ek ook Gerard se selgroep ook kan ingee, elke donderdag hoor jy dit. Maar jy wil nie daai stap neem nie. Jy wil nie die ou ding aflê nie. Jy wil nie jou verlede aflê nie. Jy wil nie jou, hoe kan ek dit stel, om dit makliker te maak, om eenvoudig te wees, myself trots. Ek is te goed vir dit, want my naam loop my vooruit. My naam. Wie het hy naam vir jou gegee? Wie het jou in die moederskoot gevorm? As jy daaraan dink, wie het jou gevorm? Nie 'n mens nie. Voordat jou ouer jou naam geken het, het die Here jou naam geken. Maar vanmôre gaan ek die laaste keer gaan afsluit. En ek gaan vra dat Freddy vir my die koortjie speel, jy is my kapblad. Maar vanmôre wil ek hê jy moet uitstap. En jy moet vanmôre die ou wynsak kom neerlê en dit daar los, nie opdraai en saamvat nie. Jy vat jou nuwe ene en jy vat hom en jy druk hom teen jou bors vas. Want weet jy wat? Dis joune. Dis niemand anders te sinne nie. Niemand anders te kan jou wynsak dra nie. My sonnaskoolmaatjies, dit dan vir julle ook. Jy het nog op pad om te stap. Jy het nog 'n hele toekoms voor julle. Maar hoor my gou baie mooi, dat ek kan nie vir jou sê, sonder die nuwe wynsak, kan jy nie 'n verskil maak op die skoolbanke nie. Kan jy nie 'n juffrou se hart wen nie. Weet jy wat? Ons as mens is trots. Is baie trots. As iemand na jou toe kom en vir jou sê, Jesus het jou lief. Wat is jou reaksie? Hoe weet jy? Hoe weet jy hy het my lief? As jy mos arrogant. Weet jy wat jy in die binnekamer gevra?
As jy in jou kar ry en sê, Here, stuur iemand op my pad. Net te sê, hy is lief vir my. Ek beteken nog iets vir jou. Maar as iemand dit vir jou sê, as jy dadelik op jou agtervoete. Maar dis waar die gesegde sê, toets die gees. Toets die gees as iemand vir jou iets gee. Dan sal jy weet of dit die regte wyn is, die nuwe wyn is, of die ou wyn is. So kom uit vanmôre, as jy in jou bank wil staan, ook reg. Maar die geleentheid is daar vir jou, om jou ou wynsak een kant toe te skuif. Sê ek is klaar met my ou dinge. Ou Karin Breitenbach die daar een kant. Ek vat die nuwe wynsak, wat u vir my gemaak het, wat ek gaan begin drink, en ek gaan uitdeel, en nie my eie gaan hou nie. Want weet jy wat? As mens daaraan dink, hoe langer wyn lê, hy kan sleg word ook. Hy kan lekker word, ja, maar hy kan baie sleg word ook. Want dan raak hy suur en bitter. Bitter is nie baie lekker nie. En die Heilige Gees hou nie van bitterheid nie. Die Heilige Gees hou van liefde. Hy wil hê jy moet liefde aan te gee. Want liefde oorwin. Liefde is 'n klein woordjie. Hy het so groot betekenis. Hy het 'n baie groot betekenis. Om vrede is op my koortjie net vir my kan speel, so om nie te sing nie. Yes, my cup, Lord. Dan kom jy uit en jy kom lê hom neer voor die Here se voete. Yes, my
Is uit sy uitgevorm. Man, as wat die Here vanmorgen vir my sê, jy wil priesterskap in jou huis sê, maar jy wil nie die verlede los. Jy wil nie jou, en hy kan sê, jou drinkerij, jou rokerij, jou rederij, wil jy nie los. Want is lekker om te kyk, weet jy wat, dit gaan jou nie jou oor nie. Skou dit al vir jou ook. Maar op rondkyk, want jy bepaart die Here met jou rede. Die Here wys vir my vanmorgen wat hier staan. Toe die geleentheid skep. Weet jy wat? Toe had jy vir my bieren uit. Nie een beker nie. En jy gesê, hoe krijg is een bieren? Hierdie bottel wat ek later het, gaan ook nie kan volmaak nie. Wat ek my bereik? Niks. Die Here sê, slip jou trots en stap vir my uit en wacht vir jou voor. Ek weet nie vir wie dit is nie. Maar vanmorgen skep ek, en ek sê vir jy, die Here wacht vir jou. Mensekind, hy wacht vir jou vanmorgen. Om vir jou te gee, wat jy vanmorgen in jou binnenkamer in die stort gevra het. Jy het vir die Here gevra vir 'n spesifieke rede. Here, as jy my gesien het, ja, ek weet nie. Ek gaan nie naam doen. Die Here wag vir jou. Ek gaan nie daar uitlaat nie. Maar hou op, want ek maak jou vashou. Want weet jy wat? Ek kan nie bang vir jou wegvat ook. Dan staan jy jou wees. Ek gaan weer vra. Die Here vra vir die laaste keer. Ek wag vir jou. Mensekind. Ek wag vir jou. Jy het my gevra. Jy het gedemand, soos 'n koustoute kind. Het jy gestaan en gevra, Here, beteken ek nog iets? Beteken ek nog iets vir u koninkryk? Is dit nog waardig om kerk toe te kom? Is dit nog waardig om my kop by kerk te steek? Ja, dit is. As jy niet wil kom, hy wag vir jou. Jy moet vanmorgen die deur oopmaak. En jy moet die geleentheid skep. Maar Here sê vir die laaste keer, sê ek vir jou, mensekind, het lang genoeg jou ou, uitgeteerde, droogte, ou wynstok sak gedra. Ek wil vir jou 'n nuwe een gee. Splinter niet. Dit kos jou niks. Dit kos jou nie 'n sent nie. Al wat hy vra is, kom net na my toe. Kom na my toe. En ek maak alles vir jou nuut. Hy wag vir jou vanmorgen. Of vriend, gaan weer aan woordie van my sing. Ek gaan afbeweeg. En as jy voel, jy is die een wat die Here van praat, gaan jy nie verleentheid stel nie. Kom uit. En dan bid ek saam met jou. As jy nie wil hê ek moet bid nie, gaan jy self bid. Maar die Here wag vir jou vanmorgen.
Mag ek iets sê? Net as ons nie vanmôre selfsugtig wees nie, kom ons bring ons kinders op vanmôre. Ons sê Here, ons vat die ou sakke. Ons gee ons kinders nuwe sakke. Die wat nie kan wees nie. Kom ons tree vir ons kinders uit. Amen. Ek gaan vir ons bid. Gaan ek afsluit. Met die versoek wat om Gerard gegee het, is die waarheid. Ons gee uit en nag se kinders
vir hom. Ons gee Suid-Afrika se kinders vir hom. Waar ook al ons kinders is in die wêreld, meeste van die kinders is oor see, ons mans is oor see. Maar vanmôre vra ek dat jy saam met ons sal staan. Waar die gebed gaan doen, gaan ons instaan vir ons land, vir ons dorp, vir ons kerke, waar die ou wynsak nog het, waar hulle vanmôre sal voel, hulle kry 'n nuwe wynsak, waar die Heilige Gees gaan begin werk. Here, ek kom vanmôre met 'n dankbare hart. Ek wil die dankie sê vir die woord wat uitgegaan het. Maar Here, vanmôre lê ek uit 'n naag voor die voete neer. Here, waar mense op straat is wat die ou wynsak nog gebruik. Here, vat ons vanmôre en ons vervang dit met 'n nuwe wynsak, met die nuwe wyn van die Heilige Gees. Dat hulle sal die teenwoordigheid van U sal erleef, waar hulle loop, waar hulle eet, waar hulle sit, waar hulle sal slaap, dat hulle verskil sal sien, elke liewe dag van vandag af, Here. Here, ek gee vanmôre Suid-Afrika se mense, kinders, tieners, ou mense vir U. Waar die ou wynsak altyd 'n terugslag is, Here, neem ons vanmôre die autoriteit en ons van daai wynsak en ons gooi hom weg en ons gee vir hulle die nuwe wynsak in hulle hande. Want sonder die wyn is kan ons nie, Here. Here, vanmôre seën dit elke broer en suster in die land, die wêreld, Here. En my gemeente seën ek vanmôre. Ek maak hulle toe onder die kosbare bloed. Maar dit wat hulle ontvang het, Here, die nuwe wyn, die nuwe sak, dat hulle sal uitdeel vir die mense daar buite, nie meer skaam sal wees om te praat nie. Dat hulle sal doen dit wat U wil hê hulle moet doen, Here. Here, ek seën elkeen vanmôre in Jesus naam. Amen en amen. Jy kan die sitplekke neem. Ek het 'n paar afkondigings wat ek net gaan moet doen voordat Melanie vir my die laastes doen. Pastoor het my vanoggend gistermiddag gevra om 'n versoek te rig. Jy weet hierdie week is Pinksterweek wat voor lê. Die Here het op sy hart gelê, die gemeente moet van môre af, van Maandag tot Sondag vas en gebed. Almal wonder altyd van vas en gebed. Vas beteken weet jy dis op medikasie. Jy hoef nie alles een kant toe te skuif nie. Daar is soveel vasgebed wat daar is. Ek soos wie gesê, ek glo net in een, net water. Maar ek wil sê wat ons ken, baie goed. Maar die wat medikasie het, eet iets, jy kan regtig iets eet om jou pille te drink. Ek nie sê jy kos en kan skuif nie jou pille te drink nie. Dat is nie manier nie. Vas dit met 'n doel. As jy nie die hele week kan vas nie, maak 'n verandering 'n bietjie. Ons doen dit baie. Ek vas net van 6 tot 6. 6 in die oggend tot 6 in die aand. Dan eet ek net iets en dan die volgende oggend gaan ek vas net deur die dag. Want jou liggaam het baie keer nie daai energie nodig. Maar as jy voel jy wil die volle een doen, as jy honger voel, vat jou Bybel en gaan bid. As jy by die werk is, gaan badkamer toe, maak die deur toe. Dan gaan jy definitief nie daar oplaan nie. Gaan bid. Maak dis ongeveer vir 10 minute, 15 minute is nie. Staan net 3 net in. Ons bid vir herlewing. Herlewing is besig om te gebeur. Ons kry net 'n druppel elke diens. So ons vra asseblief, ons wil net vir jou op die groepe sit, om net vir ons te vas van môre af, tot Sondag toe. En dan moet jy dit nie vergeet nie. Ek gee julle af vanaand. Ek mag. Ons is nie hier nie.
Hy is nie, hulle is op pad seker al, nee, 11 uur, hulle ry 11 uur, en hy 11:30 op die laaste ry uit Pretoria uit, so hulle gaan eers môreoggend hopelik 2 uur, 3 uur wees. Hang af hoe daai broers ry op die pad. En hoeveel keer hulle stop vir koffie. Hang alles af. Maar, dan moet jy dit net so op die groepe ook sit. So jy sê van die laaste die Pinksterdienste net gou vir my kan opsit asseblief. Ja, bijna. Kijk, dit was op die groepe gesit. Ons Pinkster, klik op hom. Sorry, Here. Kan ek spoes aan klik op daar, Here? By Vries. Kijk, ons begin Dinsdag aand tot Vrydag aand is 7 uur. Kom om. Julle gaan 'n ander prentjie kry van Pinksterdienste. Ons doen dit op 'n heeltemal 'n ander manier wat jy gewoond is aan. Om het so te stel. Dan Saterdag, so jy sien is 3 uur. Julle, kan ek 'n versoek reg? My gemeentelede, weer ons sport, weer ons rugby aan die gang, hoërskole speel, dat ek die laerskole doen iets aan. Dit is Frans Moroniese sportdag, maar dit gaan voor dit klaar wees. Speel daarvoor. Ek vra, daai Saterdag, kom op, raai wat? PE gemeente gaan ons ondersoek. Hulle kom met 'n bus. As jy dit wil weet, Inges hulle het 'n bus gereël. Hulle kom met 'n bus. Dis klaar gereël. So dan het ek miskien 'n volle orkes. So kan ek as ek ander dis 'n ander mooi draai. Ek orkes. Maar kom op. En dan Sondag gaan ons afsluit oor die diens. Daar gaan seker Sondagskool wees. So net lekker dit seker net 'n lekker diens wees en dan 9 is ons Sondagoggenddiens. Dink jy nog gaan na aanddiens wees as nie met seker maak daaroor. Maar kom op. Dit gaan 'n belewenis wees. Dit gaan uit die boonste rak uit wees. Want as jy vanmôre jou wyn ontvang het, nuwe sap ontvang het, gaan hierdie week vir jou 'n fees wees. So kom op, moenie terughou nie, dan sal jy 'n verskil sien die week met die Pinksterweek wat voor lê. Mag die Here julle red en seën. Kijk, Suster Karet, baie dankie vir haar woord. So julle hoor nou, vanaand is ons af, maar ek dink ons almal kan herkou wees, soos 'n koei weer aan daai woord. Want ek moet sê, ek het daar op sit ek voel soos 'n hittepole. Want 'n mens terugdink van, ja, jy moet nie die ou sap weer gaan haal nie. Ons is baie geneig om dit nog te doen. Okay. So vir hierdie week se dienstye, ons susters bid hier gaan ons steeds aangaan, Woensdag om 10:00. Dan obviously die aand bid hier gaan nou ons Pinkstertyd wees. Vrydag se jeug is nou Pinkstertyd en dan weer Sondagskool, 8:00 die volgende Sondag en dan is ons diens weer 9:00. Dan het ons 'n sametrek die 27ste Junie hier op Uitenaag. So dit is 'n steek sametrek. Ek wil vra om te staan julle en dan wil ek vir Freddie dalk vra as hy sal so gaaf wees om ons huis toe te stuur met 'n gebed. Ons Hemelvader, ons kom vanmôre met dankbare harte, Here. Ons is so bly, Here, dat U die kenner van die hart is en die proewer van die diere. Here, U weet vanoggend, Here, wie verander moet word. U weet wie vernuwe moet word. U weet, Here, waar die wynsap verander moet of vervang moet word. Here, U weet waar daar nuwe wyn moet gevul word, Here. En daarom bid ek vanmôre vir elkeen teenwoordig, Here. U alleen kan dit doen deur U krag van die Heilige Gees. En ek bid vanmôre, Here, dat ons hier sal uitgaan, Here, met 'n vreugde in ons hart, Here. 'n blymoedige hart, Here, om te weet die Here gee om. En vul vanmôre elkeen na die rykdom van U genade. Here, sodat ons bruikbaar
en diensbaar kan wees, Here, vir die samelewing en vir u huis en vir u werk. Seën vanmôre elkeen, Here. Dink ook aan hulle, Here, wat weg is vir die naweek kamp, Here, bring hulle weer veilig terug.